En daarom vandag, een van die gedeeltes wat ek gekies het, is uit Hebreërs. En ek dink, kom ons lees dit net saam, en dan maak ons dit ook in gebed. So Hebreërs hoofstuk 3, vanaf vers 7. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie. Waar julle vaders my versoek, my beproef het, en my werke 40 jaar lang gesien het, daarom het ek vertoond geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal julle met die hart. Maar hulle het my weer nie leer ken nie, sodat ek in my troon gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering. Kom ons maak ons oortoon aan dit ons sing. Here, ons is vanoggend hier voor U, en ons bid dat U die woord aan ons sal kom duidelik maak. Here, kom praat met ons. Dat in die tyd, Here, in die uitdagings wat die kerk het, en in die uitdagings van die lewe van vandag, Here, dat U met ons sal kom praat, en die pad vorentoe sal wys, Here. En ons bid daarom dat U die Heilige Gees vir ons sal gee, sonder wie ons nie die woord kan verstaan nie, om dit te kom duidelik maak aan ons. Dat ons sal weet hoe om U te verheerlik en hoe om te leef, Here. En ons bid dat U Christus hier ons sal verheerlik, in Jesus se naam. Amen. Die geskiedenis van die boek, of die konteks van die boek van Hebreërs, gaan oor Joodse Christene wat vervolg was. Ons is nie seker wie die boek van Hebreërs geskryf het nie. Sommige sê dit was Paulus, en sommige sê dat dit was Paulus. Ons is nie seker wie die boek van Hebreërs geskryf het nie. Maar een ding wat duidelik is dat die persoon wat hierdie boek geskryf het dit geskryf aan Christene wat swaar gekry het. Hulle het 'n moeilike lewe gehad, en deel van die rede vir dit was, omdat hulle besluit het, en hulle was Jode, om hulle vorige lewenstyl te verlaat, en hulle families hulle vervolg. So om 'n Christen vir hulle te wees, was iets wat baie moeilik was. Jy kon nie net 'n besluit maak om Christus te volg, en dan dink jou lewe gaan maklik wees en goed gaan nie. Hierdie Christene het swaar gekry, omdat die moment wat hulle in Christus ingestap het en gesê het, ja, ek volg hom, en mense begin om hulle te vervolg. Hulle families het hulle verlaat, hulle vriende het hulle verlaat, en in daai gemeenskap wat 'n Joodse gemeenskap was, het jy nêrens anders om te gaan. Jy was heeltemal op jou eie. En so die is vir wie die boek geskryf is. Hierdie boek was geskryf om hulle aan te moedig, om aan te hou in hulle geloof. En die rede wat hy in hierdie boek oor gee vir hulle geloof, om aan te hou en te volhard tot die einde, is dat Christus is beter. Maak nie saak van waar jy gekom het nie, jou Joodse geloof of wat jou agtergrond was nie, Christus is beter as dit vandaan jy gekom het. En dis hoekom hy hierdie aan hulle geskryf, om vir hulle te kom duidelik maak, wie is Christus? Wie is God? Wat het hy vir julle kom doen, sodat hy julle weer kan aanmoedig en sê, ja, Christus is werklik beter. Moenie Christus verlaat nie. Ek weet dit is swaar en ek weet dit is moeilik, maar hou aan om te volhard tot die einde, want Christus is beter, selfs kan jy dit nie sien nie. En so, in hierdie boek, dit is wat hy vir hulle hierso skryf, oor en oor, van hoofstuk 1, al die pad tot hoofstuk 13, Christus is beter, en hy kom verklaar dit vir hulle. En hier in ons gedeelte vandag, kom maak hy dit duidelik, dat hulle moet aanhou in hulle geloof, om nie dit te verlaat waarmee hulle begin het nie. Hy sê in vers 14,
as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Dit is hulle aanmoediging, dit is sy aanmoediging vir hulle vandag, is om aan te hou met dit waarmee hulle begin het. En as ons net teruggaan en ons kyk na die konteks van waarin vers 7 tot 12 of vers 7 tot 15 plaasvind, hy het nou net in hoofstuk 3, vers 1 tot 6, het hy vir hulle kom duidelik maak dat God is beter as Moses. Jesus is beter as Moses, want Jesus het gekom en hy het nie net die wet kom vervul nie, hy het nie net die wet volledig gemaak nie, maar Christus is die persoon wat Moses gemaak het. Hy het Moses geskep. En terwyl dit hier vir hulle gedink het, hulle moet terugkeer na Moses toe, hulle moet terugkeer na die wet toe, want dit is vir hulle makliker as om Christus te volg, en hy het hulle gesê nee, want Christus is beter as die wet, en Christus is beter as Moses, omdat hy hom gemaak het. En dan begin hy in die gedeelte waar ons nou is. En hy sê in vers 7, hy gee nou vir hulle 'n rede. Hoekom is Christus beter? En hy sê, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie. Die heel eerste wat ons hier sien, is dat hy gee dit dat die Heilige Gees is die een wat kom en met hulle praat deur die woord. Dit is die hoop wat hulle het. Selfs in hoofstuk 1 het hy gekom om dit duidelik te maak, dat God het in hierdie dag gekom en met ons in Christus gepraat. En nou maak hy duidelik dat God hou nie op met ons praat nie. God het nie gekom en skielik iets duidelik gemaak aan ons nie. En nou is God net uit die prentjie uit. En nou moet ons die res van die antwoorde vir onsself kry. En nou moet ons net aanhou in ons geloof nie. Nee, hy sê vir hulle so, daarom soos die Heilige Gees spreek. En dan gaan hy in Psalm 95 in so. En so dit maak vir ons net weer duidelik dat God is iemand wat met ons praat wanneer ons sy woord lees. Wanneer ons in God se woord is, kom maak hy homself duidelik aan ons, as ons hom wil ken. En daarom sê hy, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering, in die dag van die versoeking, in die woestyn nie. Hy moedig hulle aan, en die gedeelte wat hy hierso na verwys, is in Exodus hoofstuk 17. In Exodus hoofstuk 17 het die Israeliete, nadat hulle die wonderwerke van God beleef het hulle begin om terug te draai na Egipte toe. Na alles wat God vir hulle gedoen het, begin hulle self in hulle harte terug te draai na Egipte toe. En dis hoekom in daai gedeelte in Exodus 17 is dit by die spesifieke gedeelte waar hulle kom en hulle het nie water nie. En nadat hulle alles gesien het wat God reeds gedoen het hulle geen geloof gehad dat God kan eintlik vir hulle water voorsien. So wat het hulle begin doen? In ongeloof het hulle begin om te kla. Hulle het begin om te kla teenoor God. God, hoekom het jy gekom om ons te verlaat? God, hoekom het jy ons in die woestyn gebring, sodat ons hier kan sterf? In plaas van om hulle self te herinner aan dit wat God gedoen het hulle ingegee. En hulle het gekla oor dit wat hulle nie het nie. En dis hierdie gedeelte waarna die spreker van Hebreërs verwys. En hy sê, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn. En so hy moedig hulle hier aan om te sê, moenie julle harte verhard nie. Die heel eerste manier wat ons hart verhard teenoor God, is om nie vir God te luister nie. Ons hoor sy stem, ons weet wat hy gedoen het, maar ons gee nie meer aandag daaraan nie. In plaas van dit, gee ons in ongeloof. En ons vertrou nie God nie. En daarom kom sy vir hulle, moenie julle harte verhard nie. En hy sê, waar julle vaders my versoek, my beproef het en my werke 40 jaar lang gesien het, daarom het ek vertoon geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal julle met die hart.
maar hulle het my weer nie leer ken nie, sodat ek in my troon gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. En dan sê hy in vers 12, sorg daarvoor, hierdie is nou die spreker van die Hebreërs wat praat, en hy sê, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, dat hy van die lewende God afvallig word nie. Hy kan moedig ons aan hierso, om ons eie lewe dop te hou. Hy sê, sorg daarvoor, broeders, kyk na dit jouself, voorsien vir dit, maak seker. Ek dink baie keer kan ons na ander mense kyk en ons kan sê, ja, maar hierdie persoon het hierdie gedoen. Hierdie persoon lewe nie so nie. Hierdie persoon het nie dit gedoen nie. En dan bepaal ons, ja, daai persoon kan nie in 'n verhouding met God staan nie. Ja, daai persoon is nie reg met God nie. Ja, daai persoon kan beter lewe. En mens kan dalk reg wees in mense observasie. Mens kan dalk werklik dink, ja, daai persoon kan beter lewe. Maar wat is dit tussen jou en God? Want hierso kom praat die spreker van Hebreërs en hy sê, sorg dat jy, broeders, sorg daarvoor. So hy kom vermaan ons elkeen om na ons eie lewenstyl te kyk voordat ons na iemand anders gaan kyk. Om onsself te kom regmaak en seker te maak waar staan ek met God. En hy sê, waarvoor moet ons kyk? Waarvoor moet ons in ons eie harte kyk hierso? En hy sê, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is. Dit is wat hy julle kom aanmoedig om voor te kyk in jou eie lewe. Maak seker dat jou hart nie boos is nie. Maak seker dat jy nie ongelowige hart het nie. Wat ek bedoel daarmee is 'n hart wat God nie vertrou nie. 'n Hart wat dalk in die agtergrond 'n bietjie stil geraak het oor die dinge van die Here en dit is nie meer so aktief besig om oor dit te dink en na te dink nie, dag en nag. Maar in plaas van dit in sy omstandighede is sy hart ongelowig en dit vertrou nie God nie. Dit dink nie aan wat God in sy verlede kom doen het nie. Dit dink nie wat God nog in sy lewe kan kom doen nie. Maar in plaas van dit, hy sien ook niks raak in sy eie lewe wat foutief is nie. Dit is wat 'n ongelowige hart is. Dit is 'n hart wat God nie meer vertrou nie. En daarom sê hy, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word. Wat is ons probleem as ons 'n ongelowige hart het? Wat gaan die probleem wees as elkeen van ons vergeet om na ons eie hart te kyk? Daar is 'n moontlikheid dat as ons elkeen nie versigtig is nie, dat ons 'n ongelowige hart sal kry wat afvallig sal word van die lewende God. Maar ons moet nooit vergeet dat die wat God gered het, sal hy in sy hand kom vashou. Dit maak God vir ons duidelik in Openbaring hoofstuk 1 tot 3. Dat die wat God in sy hand hou, sal hy nie laat gaan nie. Jesus het dit self kom duidelik maak. En so ons moet nie dink hierso dat ja, ek moet nou begin om werke te doen, om seker te maak ek val weg van God af nie. Dit is nie waarvoor hy ons hier vermaan nie. Waarvoor hy ons hier vermaan, is om seker te maak dat ons ongelowige hart nie gaan begin om afstand tussen ons en God te sit nie. Sodat ons afvallig word van God nie. En hy noem God hierso die lewende God. Dis nie net God en dan niks anders nie, maar hy sê hierso die lewende God. Jesus self het gekom en toe hy met die Sadducees gepraat het oor die opstanding, hulle het na hom toe gekom en hulle het gesê, ja, maar die opstanding is nie iets wat werklik is nie. So hulle het gekom en hulle het Jesus getoets om die opstanding te verdedig. En Jesus het dit verdedig en wat hy gesê het is dat ons dien 'n God wat 'n lewende God is.
En dit is die rede wat Jesus vir die opstanding selfs gegee het. En dit is wat die spreker van Hebreërs hier kom sê. Is dat ons God is nie net 'n God wat afstand het tussen ons, nie dat ja, hy praat met ons, maar ook hy is 'n lewende God. En hy gaan aan in vers 13 en hy sê, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. So hierso kom hy nou, hy het ons een opdrag gegee, sorg daarvoor, en nou sy tweede opdrag is vermaan mekaar elke dag, solank as wat daar tyd is. En hy kom aan die einde van vers 13, as ek net 'n klein bietjie vorentoe kan spring, ons sal nou weer terugkom na die begin van vers 13 toe. Maar dan sê hy, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard sal word nie. En die heel eerste gedeelte het ons gewaarsku teen 'n ongelowige hart. En nou kom hy en hy maak duidelik verder wat 'n ongelowige hart is. En hy sê, dit is 'n hart wat verlei word deur sonde. 'n Ongelowige hart, as ons nou kyk na Hebreërs, is 'n hart wat nie glo dat Christus is beter as sonde nie. Die heel eerste rede hoekom in hierdie konteks die Hebreërs, die spreker van Hebreërs, hulle aangemoedig het om nie weg te val van die Here af nie, is omdat hulle het begin reeds in hulle harte om weg te val van die Here af deur om in te gee in sonde. Deur om in te gee in ongeloof. En so die hart van alle sonde is ongeloof. Die grootste ding wat elkeen van ons in versoeking inlei, is dat ons nie meer God vertrou nie. Is dat ons nie meer glo dat Christus beter is nie. Maar as ek glo dat Christus is werklik beter, as wat ook al my omstandighede is, dan sal ek kies om op hom te vertrou. In plaas van om in te gee vir misdaad, misleiding, wat ook al die sonde is waarmee ons sukkel. As ek werklik glo dat Christus is beter, dan gaan my hart nie in ongelowigheid inval dat die sonde my mislei nie. En dit is wat vir elkeen van ons moet kom dophou en moet kom duidelik maak in ons eie lewe. Glo my hart nog steeds werklik dat Christus beter is? Of denk ek baie keer dat daar iets anders is wat beter is as Christus? Hy sê maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word. Die beste manier van elkeen van ons om sonde te veg, is om mekaar te vermaan. En ons vermaan mekaar om aan te hou om te glo dat God beter is. Ons moet nie vergeet om mekaar te vermaan nie, veral in 'n tyd waar ons kyk in die geskiedenis van die kerk, waar die kerk in moeilike tye is, moet ons nie ophou om mekaar te vermaan dat Christus beter is nie. Dat Christus beter is as die sonde waarmee ons sukkel. Dat elkeen van ons nie moet terugkeer na ons vorige lewe nie. Maar dat ons werklik mekaar moet vermaan elke dag. Christus is beter, volhard tot die einde. Hoeveel van ons doen dit op 'n daaglikse basis? As 'n mens net kan indink, hoeveel keer het iemand na jou toe gekom wanneer jy gesukkel het met iets? Vir jou kom sê, Christus is beter. Dit klink net nie soos die ding wat mense nou weer sê nie. Dit is net nie waarna ons gewoonlik heen gaan nie. Gewoonlik sê ons maar net, ja, dinge sal beter raak, ja, hierdie is hoekom dit so sleg is, ja, ek verstaan. Maar niemand van ons werklik ooit sê, ja, Christus is beter.
En dit is waarmee ons mekaar moet vermaan. Net soos die spreker van Hebreërs met hulle praat, en vir hulle sê om mekaar te vermaan, moet elkeen van ons aanhou om mekaar te bemoedig, om aan te hou tot die einde. En hy gee ons 'n rede hierso, en dit is eintlik 'n gedeelte waarop ek wil fokus vandag. Hy gee ons 'n rede hierso, dat ons elkeen moet volhard tot die einde, dat ons elkeen nie moet ingee in 'n hart van ongelowigheid nie. Hy sê, want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Hy sê, so van ons het deelgenote geword van Christus. Wat beteken dit om 'n deelgenoot te wees van Christus? Sommige van die ander vertalings sê 'n erfgenaam. In ander woorde, ons is iemand wat nou in Christus, omdat hy gekom het en ons gered het, is ons nou mense wat met Christus iets deel. Nie net deel ons Christus se lewe nie, en sy lewenstyl nie, maar ons deel dit wat hy vir ons gewen het. En so hulle kom moedig ons aan om mekaar te vermaan, want ons het deelgenote van Christus geword. As ons na Psalm 16:11 kyk, dan sê dit, in your presence there is fullness of joy, at your right hand are pleasures forevermore. As ons kyk na Psalm 46, dan sê dit, rivers makes glad the city of God. Dieselfde in Psalm 73, you are my portion, whom have I in heaven but you. Oor en oor en oor is die getuienis van die woord, dat blydskap en vreugde en alles goed nie in hierdie wêreld gevind word nie, maar in Christus. En Christus het gekom om dit vir ons te wen en dit met ons te deel. Dit is wat ons hoop en ons blydskap is. Is dat ons lewe nie by ons eie sin is nie, maar dat dit nou behoort aan Christus, op 'n manier dat ons in sy blydskap deel, sodat ons werklik kan sê, ja, God is genoeg vir my. Om aan God te behoort is genoeg. Daar is nie iets anders wat my hart begeer nie. En dit is uit sulke hart wat ons kan sê, Christus is beter. Maar spandeer elkeen van ons genoeg tyd in God se woord? Spandeer ons genoeg tyd in gebed? Spandeer ons genoeg tyd met mekaar, waar ons praat en gesels oor die regte dinge, om mekaar te vermaan, om eintlik dit te glo? Ek dink dat baie keer is die geval dat ons nie voel dat God beter is nie, en dat Christus nie beter is nie. Ons gaan deur die ritme van die lewe, en ons begin om te vergeet dit waarvoor ons eintlik lewe. Ons begin om te vergeet dit wat ons eintlik met ander mense deel. En ek wil julle kom aanmoedig, soos hierdie spreker van Hebreërs sê, sorg daarvoor, broeders. Kyk na jou lewenstyl, kyk na wat jy lewe, wat jy sê, wat jy dink. Kyk selfs na die begeertes van jou hart, waar dit is. Is jy waar die Here wil hê jy moet wees? Want baie keer, as ons kan sê, nee, ek is nie, dit is waar 'n ongelowige hart begin om in te kry. Dit is waar sonde in ons lewe kan ingryp om ons weg te lei van die Here af. En daarom moet ons na ons eie hart kyk en ons moet onsself herinner, Christus is dit waarvoor ons lewe. Christus is beter. En so sê van ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin
van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Omdat daar gesê word, vers 15, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering. Ek bemoedig hulle hierdie aand weer met die voorbeeld van die Israeliete in die woestyn. Want alhoewel hulle God se stem gehoor het, het hulle harte verhard, deur om teenoor God te kla en nie te onthou wat hy vir hulle gedoen het nie. En daarom sê hy vandag, as julle sy stem hoor. Hy sê nie môre nie, of oormôre nie. Hy sê nie self gister nie. Hy sê nou, vandag, as julle sy stem hoor. Dit is dieselfde soos die boek van Jakobus sê, of James. Ons weet nie wat môre gaan bring nie. Ons kan beplan wat ons wil beplan, maar dit is die wil van die Here wat gaan gebeur. En dan sê hy, en hy daarvan sê, kom julle wat sê, dit gaan ek môre doen, of dit en dit en dit gaan ek môre doen, want jy weet nie eers of jy môre gaan lewe, om dit en dit te doen, wat ook al jy beplan. En so alhoewel dit goed is om te beplan, niemand van ons weet of ons môre nog gaan sien nie. En dit is met hierdie agtergrond wat die spreker van Hebreërs sê, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. In ander woorde, vandag, as julle God se stem hoor, en God praat met julle, luister na wat hy vir julle sê. Onthou dit wat hy vir julle gedoen het. Moenie wegdraai van dit af nie. En ek bedoel nie net vandag en dan môre vergeet ek van dit nie. Maar ek bedoel in elke oomblik wat ons die geleentheid het wat God met ons praat, luister. Want elke keer wat ek hoor dat God met my praat en ek luister nie, is nog 'n geleentheid wat ek gee vir 'n ongelowige hart en vir sonde om in te gryp. En dit is die Christelike lewe wat God ons voorroep. Dat dit nie altyd maklik is om aan te hou en aan te hou om God se stem te hoor nie. Partykeer is dit so dat die dinge van die wêreld so rondom ons is, dat ons vergeet om hy tyd met God te gaan spandeer, of ons selfs begeer nie om hy tyd met God te gaan spandeer nie. Maar hoe meer ons dit vergeet en hoe meer ons dit los om dit te doen, hoe groter is die kans dat ek ingee vir sonde om iets in my lewe te doen. En so my encouragement vir julle vandag, hou net aan om God te glo dat hy beter is. Hou aan om te glo dat Christus beter is. Moet nie geleentheid gee in julle hart vir sonde nie. Gee in julle hart vir 'n ongelowige hart nie. Sorg daarvoor dat julle aanhou om God te glo. Want Christus is werklik beter. So kom ons bid saam en dan sluit ons af. Hemelse Vader, ons kom voor U, Here. En Here, ons erken dat baie keer ons die geleentheid gegee het dat wanneer U met ons gepraat het, dat ons nie luister nie. En dat ons harte verhard, Here, en dat ons ingee vir sonde. Maar Here, ek bid dat U sal kom en dat U ons harte sal sag maak om U stem te hoor. Dat ons nooit sal ophou om te luister. Dat ons nooit te besig sal raak in ons lewe, Here. Dat ons mis dit waarmee U besig is.
Maar Here, help ons om te glo dat U beter is. En ek bid dat elkeen van ons wat hier sit, dat ons werklik sal sê dat U is genoeg vir ons. Om aan U te behoort en U te ken is genoeg vir ons. En daar is nie meer as net wat vir ons kan vra, Here. Dus ons bid dat U saam met ons sal wees in Jesus se naam.